ook aan die lidmate van akademia. Wat my bietjie bekommerd is, julle is vreeslik baie in die kant en vreeslik min die kant ek begin skeef gaan. So as julle vir veiligheid meer wil opskuif na daai kant toe, sal dit miskien goed wees. Right. Goed, ons gaan begin wat ek gemaak het om vir die Engelse mense meer tuis te laat voel en vir die Afrikaners dit gemaklik te maak, gaan ons meestal van die liedere wat ons sing, gaan ons dit in Engels doen. So, my eerste lied wat ons gaan sing is hymn 117. We're going to sing verses 1, 2 and 3. That's a very simple and very well-known hymn, and also something that is very important for us as people of the church, that we will follow the Bible. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Let's sing verses 1, 2 and 3 of hymn 117. Verse 1 en 2 van lied 253. U het die brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook Heer. Dat die Bybel nie net in akademiese kennis sal wees nie, maar ook iets wat ek inneem en deel van my lewe maak. Verse 1 en 2, lied 253. Thank you.
op 'n video sing. So julle moet nou mooi hou. As jy nie mooi byhou nie, is nie hy stem vir u, so niemand gaan jou oordeel nie. So ons begin met die vrouens en dan die mans en dan gaan ons almal saam sing. Hoekom ek hierdie lied kies, is 'n besonderse lied vir jou, moenie skaam wees met die klank nie, dan hoor niemand dat ons skeef sing. Goed, so en luister na die begeleiding, ek sal vir julle voorgaan. So by die vrouens gaan ek julle net help om weg te trek. Baie besonderse lied wat gaan oor the power of God is in this house. Dis 'n baie besonderse lied en kom ons sing hom. Ons kyk op die werk. In 'n sekere sin leef ons in moeilike tye. Dis nie iets niets nie. Deur die eeue het mense en generasies elkeen hulle uitdagings gehad. Oorloë, depressie, die groot griep, politieke onweer, wat mense en selfs families uitmekaar uitgeruk het en baie hartseer gebring het. En deur die jare was dit maar die kerk wat weer probeer het om die goeders by mekaar te bring. En dan kom daar ook tye wanneer die kerk met mekaar beklei. Fisies, geestelik, met die tong en met die mond. En nou is ons weer in 'n boel water. En die kerk kry swaar, want kerk is toegemaak. En nou is die kerke in beperkte oop. En nou moet ons weer ons voete vind.
En dan is ons bly as iets gebeur soos vanoggend, waar ons net weer kan 'n bietjie asem kry. Waar daar mense is wat sê, ek is bereid om die verantwoordelikheid te vat, om in hierdie verskriklike moeilike tyd, die mense in hierdie land se hand te vat, en God se hand te vat, en mense by God en God by mense uit te bring. Daaroor is ons bitter dankbaar. En kom bid ons, Here, dat U weer mense sal wakker maak, roep vir U diens. As nie geld in nie. Daar's nie image in nie. Daar's net swaar kry en trane. En ook baie keer, ek weet nie wat om te doen nie. Maar vanmôre wil ons kom jubel en juig, omdat U mense roep, en dat U die kerk in stand hou, ten spyte van moeilike omstandighede. En daarom kom bid ons vir vanoggend, maar ons kom bid nie net vanoggend nie, maar ook, dat U saam met hulle die pad sal stap verder, en met ons, sodat ons in U weer lig sal sien, soos Genesis het vir ons geleer. Toe was dit donker en onbewoond op die aarde, maar U het lig gegee deur U woord. Spreek 'n woord, Here, dat ons die lig kan sien en in die lig kan lewe. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het die voorreg om vir Dr. De Wet Snels, die prinsipaal van Netsie, te hê, en ons verwelkom hom hier in ons midde, en op die preekstoel. Hy gaan vir ons die woord bring, en hy gaan ook dan die legitimasie waarneem. Baie welkom en baie seën. Baie dankie, Dirk, vir die lei erediens in en die verwelkoming hier. Kom ons raak vir 'n oomblik rustig en stil. I will read a few verses from Revelations chapter 19. I will read it in English, but then we will go to the Afrikaans in the 1983 translation, because everyone will read together from the Afrikaans. But let us become aware of this wonderful opportunity to praise the Lord together, to worship, and to embrace three very special people this morning in our midst. From Revelation 19, verse 4. The 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God. God was seated on the throne, and they cried, Amen, Hallelujah. Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all His servants, you who fear Him, both small and great. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright, clean, was given her to wear. Lord, may this be the atmosphere of our gathering this morning. May these words from your word fill the space in this huge, beautiful church building. And I pray, Lord, that your word
will also fill the spaces between us, and it will fill all the spaces and emptiness within us. And may your word bring us to life this morning. And the people of the Lord say, Amen. Amen. Sjoe, julle, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend so saam te wees. Ek wil net seker maak dat almal van ons presies weet wat jou rol en funksie is hier vanoggend. Want vanoggend se erediens lyk heel anders as gewoonlik. Jou werk is nie om te luister nie. Jou werk is om te gee. Jy moet jou seën vanoggend gee, maar meer as dit, hoor nou wat almal wat hier vergader is, gaan doen vanoggend. Drink dit, klompie papiere. Hier is dit. Almal wat hier is vanoggend, en dan nou in besonder die mense wat deel is van 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Namibië, verklaar almal vanoggend namens al die ander gelowiges wat nie hier kan wees nie, verklaar dit eintlik in belang van die kerk van Christus oor die hele aarde. So almal wat vanoggend hier is, verteenwoordig die kerk van Christus. Dan, I was just trying to convince the people here that on behalf of the whole body of Christ, they are going to say these following words. So may I say also on behalf of the Christians in Australia, you will be telling Elsie Horn, our sister and co-worker, and our brother and co-worker Jacob Pretorius, and our brother and co-worker Willem Steenkamp. Then I don't know how to translate this. Maar ons gee hulle 'n bevoegdheid. We will give them the ability to be a teacher of God's word in our church. En ons drie teaching, die woord van God en die sakrament. Ernst gaan net daar sy met Elsabie en Jaco die bevestiging doen. Gaan jy nou dit nog beter sien? In order that the Church of Christ may be his bride, and that his kingdom will come and grow. Dis wat ons volgende doen. Dis om julle met feit oplet, en julle gee die bevoegdheid van die kerk aan en sê, ja, dit is wat ons wil hê. Ons gee dit vir julle. Daarvoor, kom ons luister eers na die woord van God. Die woord van God soos wat dit vir ons kom in Openbaring 19. As jy daar kan oopmaak, is dit goed. Ons het nou net die geleentheid om deur die hele Openbaring te blaai, lang dele te lees nie. Maar ek wil ons met saam lees. Want is 'n baie spesiale gedeelte ook in Openbaring 19. Ons lees vanaf vers 5. Nou, julle moet saam met my lees. Ek hoop jy het naby jou of iemand voor jou wat 'n 83 vertaling het. Julle moet die dele lees wat in aanhalingstekens is. Ek sal die res invul. Goed, dit is reg. Ek begin lees. Toe daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het, loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Julle moet oplet, hierdie is 'n huweliksfees, want dit is hoekom ons met so 'n huweliksatmosfeer nou skep, nee. Toe het ek iets gehoor, soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here, die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruiloft van die lam het aangebreek en sy bruid het daarvoor gereed gemaak. Ek sal verder lees.
God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. En hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Sien julle, ons by mekaar wees is deel van hierdie trourok wat hierdie bruid aantrek. Vanoggend se by mekaar wees, dit sal reeds deel daarvan, nee, ons maak dit pragtig en mooi vir hierdie bruiloft tussen die lam en sy bruid. Vers 9. Toe sê die engel vir my, skryf op, en nou moet ons almal saam lees. Geseën is hulle wat aan die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Julle, en Johannes raak so opgewonde op hierdie stadium, toe hy agterkom, al die drake en al die slangstories, en al die ongedierte stories van Openbaring, en al die bloed wat vloei, en al die vernietiging. Hier kom Johannes, en hy raak opgewonde want hy sien my, en ek het die storie heeltyd verkeerd gehad. Die storie is nie pandemies, en die storie is nie verwoesting, en die storie is nie resessies in die ekonomie nie. Die storie is, dit is 'n bruilofsfees wat besig is om te gebeur. Ons is besig om voorbereidings te tref. Die goed wat moeilik is vir ons by die deur uit. Ons maak die goed so lank reg, want dit is 'n bruilofsfees. En dan val Johannes neer voor die engel wat vir hom wys. Johannes is so opgewonde. Hy aanbid by die engel vir sy wonderlike boodskap. As jy wil sommer net loer in die Bybel saam met my, in vers 10. Pas op, sê die engel toe vir my. Ek is 'n co-worker. Ek is 'n medewerker van jou en van jou medegelowiges, wat aan die getuienis vashou wat Jesus geleef het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis geleef het. En dit is die Gees wat die profesie gegee het. Willem, Jakob, en Elspeth, is dit mooi verspreid. Mag vanoggend nie 'n aanbidding wees van julle drie. Mag dit so wees dat hierdie mense hier nie neerval en julle aanbid. Mag dit julle woord word wat vir hulle sê, ek is julle mededienaar. En ek hou saam met julle vas aan die getuienis wat Jesus geleef het. Kom ons aanbid God saam. Mag dit altyd so wees in julle bediening. Vers 11. Toe het ek gesien die hemel is oop, daar was 'n wit perd, sy ruiter word getroue en betroubare genoem, met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam geskryf wat niemand anders geken het nie, net hy self. Vers 13, hoor mooi. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was. En sy naam is die woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Julle kan nou verder self gaan lees en so 'n bietjie sommer gaan navorsing doen hoe die ouens dit alles uitlê. Hy trap die parskuip waar die wyn trap, heel waarskynlik die oordeel van God wat hierdie ruiter uittrap. Op sy klere, op sy heupe is daar geskryf, vers 16, die koning van konings, die Here van die heersers. Kom ons lees dit as laaste een saam lees. Vers 16, ek lees die sin en julle lees die aanhalingsteken. Op sy klere, op sy heupe was daar 'n naam geskryf, die koning van die konings en die Here van die heersers. Tot hier is dit baie opwindend. Maar die oorlog, moet ek vir julle waarsku, is sommer net so verby. Julle kan so lank loer in vers 9. Die bruiloft is baie interessant as die oorlog gebeur. Jakob, Willem, Elspeth, ek wil so 3 punte probeer maak, want dis nog ons kerkfamilie glo enigiets wat die moeite werd is, het 3 punte, nee. Nou ek maak 3 punte. Ons kry dit eintlik uit die kerkfamilie uit. Hulle het gesê vir 'n kerk om jong te bly, vir 'n kerk om lewenskragtig te bly,
vir 'n kerk om altyd te vernuwe en te groei, te verdiep, die koninkryk te help bring. So 'n kerk met net 3 goed. Baie eenvoudig. Die eerste, verkondig die woord van die Here. Die tweede, laat deel die mense in Christus se vergifnis. Geef hulle 'n broodjie en 'n slukkie wyn en sê, dit is Christus se vergifnis. Die derde sê, wees streng op jouself. Sorg dat daar goeie geloofsdissipline is. Eers by jouself en dan by die gelowiges. Kom ons kyk gou. Die swaard, ek dink, ja, hier staan, swaardleraar. Julle, die swaard is 'n baie interessante wapen wat heeltyd 'n rol speel hier in Openbaring. Julle kan self 'n bietjie gaan oplees, dit is baie goed om daaroor te lees. Maar let 'n bietjie op in Openbaring, die swaard waarmee die ouens so verskriklik kan veg en steek en bloed kan laat vloei en vernietiging veroorsaak. As Jesus 'n swaard het, dan sê Johannes, sien hy nooit die swaard in Jesus se hand, maar altyd kom dit uit sy mond. As 'n vreemde ou op 'n perd. Dit lyk of hy groot oorlog gaan. Dit lyk of hy die held is van die oorlog. Maar die swaard sit in sy mond. 'n Baie belangrike simbolie wat Johannes hier aansien. Dan hoofstuk 1, toe hy die eerste keer sien, het hy dit gesien en opgelet, die swaard het 2 snykante gehad. Maar heel waarskynlik het Johannes nog nie geweet wat wil Jesus met die swaard maak wat uit sy mond uitkom. Net in hoofstuk 2 het Johannes die woorde begin neerskryf van hy gemeente Pergamum. 'n Gemeente blykbaar dan wat in daai stad Pergamum geleef het en verstaan het wat gebeur met 'n swaard. Want skynbaar op 'n stadium was die Romeinse bevelvoerder van Pergamum het die power of the sword in Pergamum gehad. Hy kon oor lewe en dood besluit oor alle mense, ook oor Romeinse burgers. Ons sal onthou vir Palestina het die goewerneurs dit nie gehad. Dis waarom Paulus nie daar ter dood veroordeel kon word, maar hy moes Rome toe gaan wat net die keiser in hy swaard. Maar in Pergamum het die bevelvoerder van die keiser gekry, hy kon ook die swaard. En vir Pergamum skryf Johannes, ouens, moenie bang wees nie, die regte swaard. Die swaard wat die verskil bring tussen lewe en dood, kom uit die mond van ons Here. Julle, hierdie swaard wat uit die mond van die Here kom, was in ons kerkfamilie in die geskiedenis nog altyd verskriklik belangrik. Daar was 'n stadium in die kerkfamilie toe hulle net 'n klein groepie was. Hulle was mense sonder enige titels, mense sonder enige status in die samelewing. Die konings het hulle heeltemal geïgnoreer. Die godsdiens van daai tyd, die godsdienstleiers van daai tyd, het hulle probeer uithou in die kerk. Probeer vir hulle sê, julle weet nie wat julle doen. Maar in ons kerkfamilie het ons geleer, die swaard wat uit die mond van die Here lyk dalk nie soos die mes wat ek het, die spies wat ek het. Dit lyk nie soos 'n sak vol geld. Dit lyk nie soos mag wat ons op aarde ken, wat die dier het. Maar hierdie woord van God, dit is die waarheid. Dis die betroubaarheid. Dis die geregtigheid. En dit het nog altyd gesien. So julle, vanoggend as ons nou by mekaar is, dan soos vir Elsie en vir Jaco en vir Willem, ry saam met die Here, ry agter hom aan, soos doen die leers in die hemel dit vers 14, ry op julle wit perde agter hom aan. Nee, dit is 'n baie mooi beeld, nee. Hierdie wit perd is hierdie oorwinningsdier. Miskien die dier waarop die bruidegom, die held ry. Die oorlog is eintlik al verby. Vanoggend kry julle 'n
baie spesiale bevoegdheid, 'n soort spesiale omhelsing van ons wat sê, doen dit vir ons, kom leer ons, gaan leer die ander mense. Ry op julle Witberg, agterom. Maar miskien is dit wat prediking is. Moenie self die swaard in julle hande vat. Vertel wat hy sê. I think maybe that is what preaching is. It is not to say your own words, but it's to tell us about the words in the mouth of our Lord Jesus Christ. Dis eenvoudig, 'n wonderlike voorreg. Dis waarom ons die swaard in julle hande sit, wat is die swaard van die woord. Tweede punt wat ons in die kerk geleer het. Julle is dat daar altyd bloed is. Dit is 'n fees, dis 'n bruilofsfees, wat julle opgelet. Staan dit so duidelik, dat hierdie wit klere, wat hierdie held, hierdie ruiter op die perd het, is vol bloed. Om die waarheid te sê, dit word so geskryf, dit is met bloed deurweek. Jy moet weer gaan lees, hoe ons dit verklaar. Maar vir die meeste ons is dit baie duidelik. Hierdie bloed is nie in die eerste plek die bloed van sy vyande. Dis nie al die mense wat hy al oorwin het en doodgemaak het. Dis nie die getuienis van, dis my CV en my rekord. Hierdie bloed is sy eie bloed. Want Jesus is nie iemand wat alleen net praat. To proclaim the word of God, the true gospel, is not only a matter of words, it is a matter of your life. You do it with your own blood and sweat. See, dit is wat Johannes ook onmiddellik raak sien. Op 'n ander punt, so 'n bietjie vroeër, hoofstuk 7, sal die engel weer vir Johannes vra, het jy opgelet hoe skoon lyk al die mense se klere? Dis daai mense wat swaar gekry het, daai mense wat verniel is op die aarde. Sien Johannes, ek sien, maar weet jy hoe kry hulle daai klere so skoon nie? Dan sê die engel vir hom, want hulle het hulle klere gewas in die lam se bloed. Dis hoekom Jesus sy klere vandag so vuil is, maar myne en jou so skoon is. Jesus het nie 'n probleem met sonde nie. Jesus never had a problem with sin. We've got a problem with sin. He has a solution for the sin. His own blood. Dis waarom nagmaal so belangrik is. Dis die tweede kenmerk van 'n kerk wat gesond is en lewendig is. Ons nooi mekaar en sê, kom, Jesus het nie 'n probleem met jou sonde nie. Hy wil dit vergewe. Ontvang vir Christus. Eet, drink van hom. Want hy sê lewe vir ons. Dit is ook, daar's weer Jakob, Philip. Dis julle werk. Om dit te gaan deel. Want ons deel nie net die Here se woord, ons deel sy lewe. En is 'n lewe van vergifnis. En dan kan jy sien dis 'n fees. And this is where we really need the three of them. Very a special moment for us, because we need to make this also a festival, a marriage festival, a feast of the Lamb and His bride. So is dit mense nodig wat vir ons in die NG Kerk van Namibië, in Akademia, hier by Moedergemeente, ergens ook by Fresh, te help om wat die huweliksfees laat word. En dit het nie net te doen met die grootte van jou speakers nie. Dit het nie net te doen met die hoogte van ons kerkdak nie. Ek dink die fees
En Jaco smile, want hy weet, die fees het te doen met 'n braaivleis. Dit het te doen met warm bloed. Jy moet jouself gee vir mense. Dit is, dink ek julle, wat ons in julle 3 begin raak sien, al reeds in die tyd van Nets. Omdat julle saam met broers en susters sommer 'n gewone klas op fees kan maak. Ons het dit nodig, nie. Baie nodig. Dis julle tweede opdrag, om van nagmaal gereeld fees te maak van vergifnis, sodat dit 'n regte huweliksfees is ons Here sal wees. Derde punt, en die ouens wat 'n openbaring goed ken, wag dat ek dit moet sê, want hulle weet, dis 'n swaard met 2 snykante, en dan het ons baie kreatiewe maniere om elke kant te verduidelik. Sny hierdie kant toe, in redding in, sny daai kant in, teen sonde. Miskien kan ek dit so sê, ek het met die week gelees, ek twyfel of dit regtig so is, maar dit is 'n baie goeie manier om te verduidelik. Jy sien, ons kerkfamilie sê vir ons, dit help ons verkondig die woord, en ons maak van die Here se lewe 'n groot fees, maar ons soek nie onsself, want die Here trap 'n Pasga, en heel waarskynlik julle is dit wyn, wat gemeng gaan word met gif. En die gif word gegee vir al die vyand wat die bruilofsfees moet volg. En die Here sê, dit stop nou. Ons julle het 'n groot verantwoordelikheid. Ons is besig om gereed te maak vir 'n bruilof. Maar ons sukkel, soos Laodicea, ons sukkel om te besluit, wil ons nou lou die kant te wees, of wil ons lou daai kant te wees? Maar koud wil ons kry ons nie wees nie, en warm ook nie. Ons doen dit maar so half-half. En daarom moet julle as dienslewers ook vir ons daarin voorbeeld wees. Jy sê, ouens, die sonde wat eers moet opgeruim word, ek begin sommer hier by myself eers. Want as daar 'n huweliksfees moet wees hier, dan moet ons die stof uitvee by die deur. Iemand moet die sonde uitkry. Daar's sekere deure, julle, wat gesluit moet bly. En ons moet dit toon, sodat daar ander deure is wat kan groot oopstaan. Ons raai selfondersoek baie nodig. Alles ons sê maar net alright. Ons het bekering nodig in die NG. En dan help julle 3 ons om die Here se woord so te doen dat ons met trane, soos Johannes ons sê, Here, vergewe ons heel eerst. So julle, ek sluit af, ons sit vanoggend die swaard van die Here se woord in julle hand. Julle is swaardlewers. Die swaard behoort nie aan julle. The sword does not belong to you. But you know the sword. Come and tell us about the sword. You know the Lord himself. You've experienced him, you've seen him. Come and share him with us. Amen. Mag die woorde wat soos 'n swaard uit die mond uitkom vanoggend vir ons tot bekering roep. Mag dit vir ons die vergifnis wees. Mag dit vir ons inroep in die bruilofsfees in. Mag dit vir ons die belofte wees. En mag ons self deur die woord by die deure uitgaan en dit vir almal gaan vertel. Amen. Ek wil nou vra dat ons nou hierdie bevoegdheid vir die 3 diensleraars sal gee vanoggend. So ek wil vra
dat Elspie en Jaco en Willem na die tafel sal kom hier voor en dan vir 'n oomblik net daar sal wag, daar is 'n verklaring wat hulle moet teken en dan wat vra as verteenwoordigers van die kerk. Ek wil sommer net dit wat ek vra, so ek wil vra dat Attie Samuelson, Attie ek jou gesien, Attie en Theo Klein. Attie is leier ouderling daar by Akademia, Theo doen die rol hier by Moedergemeente, so net namens ons toesig hou terwyl hulle dit teken, of ons te sê, as hulle klaar is, en dit jou vestig. Goed, Willem, jy kom maar daar. Getekende Willem Jacobus Steenkamp, toegelaat tot die openbare bediening van die woord as diensleraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk deur die algemene taakspan praktikante sake wat daartoe bemagtig is. Op voordrag van die kuratorium van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Namibia via die algemene kuratorium van die Nederduitse Gereformeerde Kerk verklaar hiermee in alle opregtheid voor die Here dat ek van harte glo in die artikels en die stukke van die leer vervat in die belydenisskrifte en die formuliere van eenheid. As in ooreenstemming met die woord van God. Ek beloof om die voorgenome leer ywerig en volhardend te leer en in my wandel getrou te handhaaf. Net soos ek hierdie leer te goeder trou aanneem en van harte glo, so verwerp ek alle dwaalings wat teen hierdie leer stry en beloof ek om dit te weerlê, te spreek en alles in my vermoë te doen om dit uit die kerk te weer. Geteken op die 12de dag van Julie 2020 in Windhoek. Ek sal vra as Attie en Theo kan dan net die akte van legitimasie oorhandig. Dit is dan wat ons as kerk vir regering is. Jaco se lekare. En dis dan so om die Here te dien met ons liefde Vader.
Goeiemôre gemeente en baie welkom hier by ons Moedergemeente. Ek wil eerstens net al die dank, lof en eer aan God ons Vader bring vir hierdie besondere dag. Ek glo dit is 'n geskiedkundige dag in die geskiedenis van die NG Kerk van Namibië dat 'n legitimasie hier plaaslik gedoen word. Ek mag verkeerd wees, maar ek dink dit is die eerste keer dat dit gebeur. Baie dankie Dr. De Wet Strauss vir jou besonderse rol en toewyding en opoffering wat jy maak by NETS, want dit is vandag hier beleef ons 'n produk van NETS, die Namibiese Teologiese Opleidingsentrum hier in Namibië. Ek wil baie dankie sê vir die teenwoordigheid en die bydrae van Dominee Thys van der Merwe van die Synode, die Synode kantoor van Namibië, en ook die Synode, die Oosterring, Dominee André Olivier, en so vir julle toestemming wat julle gegee het, Thys, jou rol met die aansoek by die Algemene Synode in Suid-Afrika, die kuratorium, die Wet Strauss ook julle rol as kuratorium om hierdie 3 lede in die Koninkryk van God vandag te kom legitimeer. Aan ons eie kerkraad, baie dankie vir julle ondersteuning en die feit dat julle 'n hele hartige goedkeuring gegee het vir die beroep van Elsabie Hom en Jacob Pretorius. Dr. Lou, baie dankie vir jou bydrae en al die harde werk wat jy ook gedoen het in die agtergrond om vandag moontlik te maak. Dit is vir ons as kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Windhoek 'n voorreg en 'n vreugde om die pos van diensleraar met opdrag Fresh Namibië. Ek wil net vinnig hier stil staan. Hoekom? Hoekom? Omdat hierdie gemeente dit 'n roeping en 'n doel het om 'n missionele bediening in die Koninkryk van God uit te leef. Daarom was dit vir ons geen probleem om julle twee te beroep tot diens by Moedergemeente met opdrag Fresh, sodat julle kan uitgaan in die sakewêreld en by skole en die wêreld daar buite om kinders van God terug te bring in die huis van God. Kom ek begin dan weer oor dat julle nou hier staan. Dit is vir ons as kerkraad van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Windhoek 'n voorreg en 'n vreugde om die pos van diensleraar met opdrag Fresh Namibië vir u aan te bied. Dit is ons gebed dat u hierdie beroep en diensaanbod gunstig sal oorweeg. U verantwoordelikhede, pligte, dienswerk as ook die kerklike verwagting van u persoonlike geestelike lewe en leer staan in lyn met die woord van God van u verwag, soos ons dit verstaan en bely, soos ook vervat in die kerkorde, bepalinge en reglemente van die NG Kerk Namibië en soos vervat in die memorandum van verstandhouding tussen die gemeente en Fresh Namibië. As ook ons soos ooreengekom met die gemeente, aangesien die gemeente deel van die kerkraad is, word aanvaar dat u ook werk vir die kerkverband, synode en ring sal doen, indien dit van u verwag word. U beroeping is herhaaldelik in die gemeente bekendgemaak en afgekondig, aangesien daar geen beswaar teen u beroeping ingebring is nie, het ons die vrymoedigheid om hierdie beroeping aan u voor te lê. U het ook reeds die beroepsbrief onder oog gehad en daarom het ons die vrymoedigheid om op hierdie Sondag van 12 Julie 2020 na u legitimasie u reeds te vra. Net op hierdie punt ook stilstaan, ons het 3 lede gelegitimeer vanoggend. Die derde persoon is Willem Steenkamp, ook nie onbekend hier by ons nie.
maar hy sal dieselfde proses deurgaan as Elsabie en Jakob by 'n latere geleentheid in die gemeente akademie. Dit is ook waar Dr. de Wet Strauss aan die stuur is. So, ofskoon die legitimasie hier saamgedoen is, gaan ons net vir Elsabie en Jakob vandag ons beroeping tot hierdie gemeente. En daarom het ons dit goed geag om dit sommer by hierdie gemeente ook te doen. Ons klap sommer 2 vliee met 1 klap. Nommer 1. Aanvaar u die diensaanbod soos in hierdie beroepsbrief uiteengesit en tweedens, Jakob en Elsabie, en is dit u begeerte om nou in die gemeente as diensleraar bevestig te word? Wat is jou antwoord hierop, Elsabie? Wat is u antwoord hierop, Jakob? Baie dankie. Op grond van u antwoord vanoggend in ons teenwoordigheid, vra ek dan nou dat Dominee Ernst Coetzee om vir proponent Elsabie Hond as ook proponent Jakob Pretorius as diensleraars van die Windhoek gemeente in opdrag Fresh te bevestig. Baie dankie. Toe ek kan sommer vra Elsabie Jakob as julle soms 'n bietjie nader na hierdie kant toe staan. Goed. Wat vir my so wonderlik was van vanoggend en de Wet se boodskap is eintlik waarvoor julle ja sê vanoggend is dat julle bereid is om te bloei vir die evangelie. En dis die kruks. Maar om dit nou mooi kerkorddelik reg te doen, moet ek net al die hoofpunte saamvat. Jakob en Elsabie, ons is vanoggend hier saam in die naam van die Here Jesus Christus om julle as diensleraars te bevestig met opdrag Fresh Namibia. Ons is saam hier as gemeente, julle name is voorbou. Er was geen wettige beswaar op julle beroep ingebring nie. En dis hoekom ons nou kan voortgaan dat ons julle kan bevestig as diensleraars van Windhoek Moedergemeente met opdrag Fresh Namibia. En die wese en die doel hiervan is dat die Here mense gebruik en mense roep om juis in liefde ook mense te bedien met die woord en die evangelie. En die taak van leraars, diensleraars en as bedienaars van die woord behels dan juist dit. Dis hoekom ons vanoggend hier voor die doopvond het, want dit is vir my so mooi soos te weet dit ook vanoggend uitgelig het. Is een van ons kerntake is juist om die sakramente van die kerk te bedien en die sakramente van die evangelie. En dis dan juist die doop om mense te bedien met die verbondsdoop, maar ook soos dele van ons ander geloofsfamilie mense bedien met die bekeringsdoop. En dit is dan ook juist om die woord te bedien. En dis wat vir my so wonderlik is van ons geloofsgemeenskap, is juist dat die woord sentraal moet wees. En is juist om met eredienste te belei of te lei. Ook by verskeie punte waar ons by Fresh Namibia betrokke is, by besighede en by skole en talle aksies waar ons hierdie goed moet inrig om het so in te rig dat dit eredienste is. Waar gelowiges saam is om die Here te leer ken. Ook so om mense te onderrig, soos die Bybelskool, Jakob waar jy baie sterk betrokke is, en Elsabie waar jy vroue is, en verskeie jeugaksies. Om juist dit te doen, die mense toe te rus om juist dit te kan doen. Maar juist as ou hieroor praat, vriende, dan kom dit neer op persoonlike eise. Die persoonlike eise, Elsabie en Jakob, is dan juist om 'n geloofsverhouding met die Here te hê. Om absoluut in geloof te wandel saam met die Here en dan soos wat die wet vanoggend gesê het, om vanuit die geloof te bloei vir die Here se koninkryk. Dit gaan ook oor nederige diens. En dit is my so wonderlik om vanoggend hier te kan staan, want die ene sin van of julle twee is van die individue wat ek ken in die diens, wat juist op absoluut met nederige manier doen. En met hierdie diepe besef dat ons doen dit vir die Here en nie vir onsself. En dis kom ons gesprek inneem van geen selfsug en net bereid wees om juist heeltyd vir mense te gee wat ons ontvang. En dis hoe ek kan graag vir die volgende 4 vrae wil vra. En die volgende 4 vrae is dan juist die vrae waarop julle ja antwoord, wat dan die volgende bevestig. Eerste ene is Jakob en Elsabie.
Is julle oortuig dat God self julle tot hierdie diens geroep het? Tweede ene, vaar julle in die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van verlossing en verwerp julle alle leringe wat daarmee in stryd staan. Derdens, beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid uit te oefen. En vierdens, beloof julle om julleself ook te onderwerp in die kerklike dig en opsig. En as ek hierdie wil vryliker vertaal met die goedkeuring van Thys, om juist saam met gelowiges te wandel, sodat ons heeltyd in lyn sal wees met die evangelie. So wat is julle antwoorde hier? Goed vriende, dan gaan ek nou vra dat Stoan na vore sal kom en Jaco se ma. En dan wil ons graag vir julle nou vir hulle twee vra om vir julle die togas aan te trek. En die simboliek hier agter is juist as in die priesterlike kleed. Juist mense wat ja sê om absoluut saam met die Here te wandel. En ook so, dit wat hulle ontvang by die Here, om dit weer so vir mense voor te gee. So ek wil graag vra dat julle dit dan vir hulle sal aantrek. Goed vriende, wat ons dan nou gaan doen, is ek gaan vra dat al die leraars wat volgende hier is, ander woorde, mense wat kollegas is saam met ons in die ampt, dat julle na vore toe kom. En wat ons dan gaan doen is, ons gaan dan vir Elspie en vir Jaco vra om hier voor te kniel, op die kussentjies, en dan gaan ons die hande oplê. Jy so as kollegas vir hulle die seën toebid, vir hierdie pad wat voor. So ek gaan nou vra al die ons kollegas, die dominees wat in die gehoor is, dat julle na vore toe sal kom. Dit is na julle keer, wat ons sê. Ek wil vra dat julle twee van ons sal kniel vore toe. Jaco gaan staan. Thys jy net besonders. Goed, en dan gaan ek vra dat ons aan die hande op wil hê. En dan gaan ek vra dat ons dat ons die mikrofoon so gaan versprei dat ons dan as kollegas net so die seën op hulle toebid en ook hierdie besonderse roeping waarvoor hulle dan nou ja gesê het. Here, ons gee vir Elspie en Jaco in u hande oor. Ons gee ons lewens aan u oor. Maak met ons en met hulle net wat u wil. Here, baie dankie dat u mense gebruik in die diens. Wil u vir Elspie en Jaco op 'n besondere manier, ook hier in Windhoek en Weier gebruik, juis om u genade en u liefde uit te leef en uit te deel. Wat 'n voorreg om hier te kan kom staan, maar wat ook 'n groot job. En daarom kom bid ons vir hulle, vir Elspie en vir Jaco, dat u hulle styf sal vashou, dat u hulle sal bewaar, dat u die engele oor hulle opdrag sal gee, om saam met hulle te loop in hierdie dienswerk vir die koninkryk van God. Here, dankie dat u ons altyd nederig hou en dat ons by u voete as diensknegt konings altyd weer teruggebring word na ons oorspronklike roeping. Bid vir Elspie en Jaco, Here, dat u julle altyd daar sal hou. Daar waar hulle u as die diensknegt koning van ons lewens sal uitbeeld en deel met die wêreld. Here, ons dankie vir die ampt van die gelowigen, dat Elspie en Jaco en binnekort ook Willem vir ons almal kan wys wat dit beteken om u te volg. Here, hulle is mense, gee vir hulle deur die krag, deur die gees die krag om te volhard op hierdie pad. En dankie dat die liefde en die vergifnis en die begeleiding al die pad saam met ons gaan. Dankie dat ons hierdie wonderlike oggend met Elspie en Jaco en Fresh kan deel. Amen. Jaco, Elspie, die Here sal vir julle seën
en die Here sal vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, en hy sal vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, en hy skenk aan julle sy vreugde en sy vrede, van nou af, totdat Jesus terugkom. Here, U het geroep. U is die een wat toerus deur die Gees. En daarom gee ons Jaco en Elsie in U hand met die bede dat U hulle vooruit sal gaan, dat U hulle getrou sal maak en dat U Uself sal verheerlik in hulle en deur hulle bediening in die wêreld. Here Jesus, ons bid so volgend vir Elsie en vir jou. Mag God wat julle tot hierdie diens geroep het, tot deur die Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer dat jy vrugbare werke, uitbreiding van die koninkryk sal wees. Ook so besonder in hierdie dorp in Windhoek en ook in Namibia. Mag die Here Jesus Christus julle so seën om tot seën te wees. Amen. Dit gaan dan vra het so my kollegas om weer die plek inneem. Elsie en Jaco, julle kan nou staan. En ons slotwoorde dan vanoggend vir julle twee, dit is die volgende. Jaco en Elsie. Julle sou ek in neem julle volle verantwoordelikheid ook in hierdie gemeente en in die groter koninkryk waartoe die Here julle geroep het. Mag hy julle geestelik toerus. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, opdrag, liefde en geloof. Soos ons het lees in 1 Timoteus 4:12 tot 14, mag julle juis geseën wees, tot seën te wees. Amen. Baie dankie. Terwyl julle hier staan, wil ek vir Dominee Thuis vra om na vore te kom, om hulle ook te verwelkom. Dit is 'n wonderlike ding wat hier gebeur, maar ons is maar 'n spatsel in die groot kerk, in die breë kerk. Ons hou nie van om 'n hoër en laer te praat, ons praat van 'n breë kerk. Kyk hoe leer ek nou vir jou, né? Die breë kerk, om daar ook deel van te wees. Baie dankie. Broers en susters, u kan sien, ek is die breër kerk. Dit is vir ons 'n wonderlike geleentheid, Elsie en Jaco. Dit is 'n lang pad wat gekom is, waar die Here gestudeer het, was daar allerlei samesprekings, oortuigingswerk en so aan die gang. Om 4 bane van bediening oop te maak. Julle is nou die eerste diensleraars. Die groot baanbrekers was die standplaasleraars wat bevestig is 'n klompie maande gelede, so 18 maande gelede in Grootfontein, toe die standplaasleraars wat spesifiek vir daardie bediening opgelei was en gelegitimeer is en predikante geword het, die pad opgemaak het. Dit is die eerste gewees in die hele NG Kerk. En toe, so klompie maande gelede, November verlede jaar, toe die eerste 2 diensouderlinge bevestig is, wat preekbevoegdheid het en wat sakramentsbediening bevoegdheid het. En nou kom julle 2 en ek moet vir Willem inskakel. Jy ook. Ek wil eintlik graag hê jy moet kom bystaan hierso. Want hierdie deel is deels ook die legitimasie vir welkom. Ek kan myne vir jou leen vir die oomblik. Miskien moet ek net daaroor iets sê. Broers en susters, ek dink ek het 15 jaar gelede laas met 'n toegang. Hy het dan nog in die kas gemaak. En hy pas nog. So vir ons is dit 'n wonderlike geleentheid om julle ook in die bediening te verwelkom. En dit is regtig die bede van julle broers en susters wat in die synode reeds werk, die moderamen vir wie ek hier verteenwoordig,
dat dit die eerste van baie sal wees. Ons kerk het dit nodig, as ons kyk hoe die kerk lyk oor die land, daar is baie plekke waar ons land nie meer met enige ander soort van bediening kan aangaan as 'n bediening wat met 'n diensleerder sal kan doen nie. So daarom baie welkom, en om 'n baanbreker te wees is nooit maklik nie. Jy moet elke keer weer, partykeer moet jy 'n deur oopskop. Wees dapper. Help ons om te verstaan hoe ons hierdie pad kan stap. Dis 'n nuwe pad vir ons almal. En daarom vra ek dat julle vir ons sal help om hierdie pad te stap. En ek gee vir julle die toestemming dat julle mag jou hand opsteek en sê, maar ek stem nie nou saam nie. Doen dit tog asseblief, sodat ons saam kan leer, die pad kan vind, en sodat ons die koninkryk, want dis tog na alles waaroor dit gaan, in hierdie land sal help kom. Mag die Here julle in julle plekke waar julle gaan bedien, seën en gebruik om tot seën te wees. En daarom ek gaan uit 2 Timoteus, en ek het my geleerde kollega se Bybel geleen, so dit is 'n goeie Bybel. 2 Timoteus 2, waar hy sê, en as jy vergewe ons, jy verstaan tog nou, as hy sê my seun, dan bedoel ek ook my dogter, né? Jy dan my seun wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, wat jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit vir ander te leer. Maar nou, dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'n Atleet wat aan die wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Boer wat die harde werk doen, behoort eerste van die deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê, en die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. En vir hierdie evangelie bly ek verdruk, selfs in boeye, soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verklaar ek dit alles te wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. In vers 14 sê hy, hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner, en vermaan hulle ernstig voor God, om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie, en dit is net skadelik vir die horders. Lê jou daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat vir sy werk nie hoef te skaam nie, maar die woord van die waarheid suiwer verkondig. Mag julle so saam arbei in die diens van die Here. Ja. Baie dankie. Kan jy kyk? Ja, toe gas relatief myne se week na het bevestig is gesteel. Hy het die TV wat hy gesteel het daarin toegedraai. Goed, dis hoekom ek 'n jasie in het. Ons gaan afsluit met 'n battle lied. Want to work for the Lord is a battle. And let us stand and let us sing it as a battle song. Hymn 67. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. En dan is dit 'n wonderlike battle song to sing glory, hallelujah. And all invited for a cup of tea. Moenie nou weghardloop nie. Ons het vir jou tee voorberei om saam met Jaco en Willem en Elsabie te kuier. Net die naam, dus moet ek het eet en dan lyk ek soos die Breë Kerk. Goed, kom ons staan, kom ons loof die Here. Out the vintage where the grapes of wrath are
Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen wat die woord gaan uitdra. Want ons is of 'n sendeling of 'n sendingveld. God is met jou as jy uitgaan om die evangelie te gaan uitdra.